Hartlike goeienaand vriende, ons gaan vanaand 'n bietjie hier gesels. Ons begin met 'n reeksie om hier te praat oor die profesie in die eindtye en waar ons is. Ek meen, ons as Christene weet ons daarom dat ons nou in die wêreld op die oomblik baie moeilike tye tegemoet gaan en ons kan sien hoe die profesie teen 'n geweldige tempo besig is om vervulling te gaan. Ons sien wat in Israel besig is om te gebeur. Die groot vlugtelinginname daar in Europa en al die gedele, sien ons wat in die wêreld op die oomblik op ekonomiese terrein aan die gang is, dreigende ekonomiese instortings op alle terreine. Hierdie dinge is nie toevallig nie. Vriende, ons weet natuurlik, en dit is die groot ding wat ons altyd in gedagte hou. Die Here Jesus Christus het self op aarde ons gewaarsku van hierdie dinge wat gebeur. En nie net hy nie, dit staan in elke boek in die Bybel. As ek nou maar hier 'n versie kan lees, sommer uit Filippense, dan kan ek dit as 'n profesie gebruik. Alhoewel baie mense vir my sal sê, hierdie is nie 'n profesie nie, maar hier staan in Filippense hoofstuk 1 vers 28, en dat julle in geen opsig laat afskrik van die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van die verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle gegee is, ter wille van Christus, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Dit is vir ons as Christene gegee om te ly vir Jesus Christus. En dit sien ek as 'n profesie. Daar is 'n profesie uitgespreek. As jy wil glo in Jesus Christus, dan gaan jy nie in tel wees nie, jy gaan nie beroemd wees nie, jy gaan nie deur mense op die hande gedra word nie, jy gaan snaaks aangekyk word, want dit is gegee. Toe die Bybel geskryf is al 2000 jaar gelede, is dit vir jou gegee om te ly vir Jesus Christus, om miskien selfs jou werk te verloor, om ongewild te wees, om dinge te doen wat ander mense nou nie so baie van hou nie. So gebeur dit. Nou vriende, nou weet ons, daar's baie redes daarvoor. Die eerste en die belangrikste rede natuurlik is omdat Satan alles haat wat iets met God te doen het. En dat hy mense oralster aanspoor en aanvuur om haat te blaas teen die kinders van die Here. Verder weet ons dat Satan ook die profeseë ken in die Bybel. Hy weet wat gevoorspel is, dat daar in Israel sekere dinge gaan gebeur, en dis hoekom Israel vandag op ons radio's en televisies elke dag in die nuus is. Waarom? Die Satan het dit so beskik. Hy weet die Here Jesus Christus gaan na Jerusalem toe terugkom. Hy weet, dit staan in die profesie dat hy uit Jerusalem het gaan regeer vir 1000 jaar, en dit wil hy nie hê nie. Daarom moet die Jood doodgemaak en vernietig word. Daarom moet die hele wêreld die Jode haat. Daarom moet al daardie dinge gebeur, want Satan weet wat in die Bybel staan. Baie keer weet hy dit meer en beter as die Christene. Weet jy, hier selfs Christene hier om ons en tussen ons, wat ook die Jode haat, wat ook Israel haat, wat ook wil hê, hulle moet uit die land uitgedryf word, maar die mense noem hulle self Christene en hulle glo sulke goed. Hulle glo wat die duiwel wil hê, hulle moet glo. Daardeur sê ek nie dat ek 'n aanhanger van die Jode is of dat ek hulle goed praat nie. Ek weet hulle is 'n ongelowige nasie wat Jesus Christus verwerp het. Maar vriende, hulle is teruggebring in daardie land met net een doel. En dit is dat profesies vervul sal word. En dat na die wegraping die Here God sy troon in Jerusalem gaan oprig. En Satan werk dag en nag om dit te probeer verhoed. Alles wat iets met geloof en met God en met Christus en met die Bybel te doen het, dit staan hy teen. Daarom is dit vir jou as Christen gegee. Dis 'n gegewene, dit sal gebeur. Want Satan regeer hierdie wêreld. Gegee dat jy vir hom sal ly. Dat jy in situasies gaan kom, vroeër of later, waar jy belaglik gemaak gaan word as jy glo en as jy in Jesus Christus behoort.
En een van die dinge wat ons nou sien, wat nou baie ernstig gebeur die laaste 2-3 maande, is hierdie vlugtelinge wat uit Syrië en Irak in Europa instroom by hulle miljoene. Nou het ons die afgelope week gehoor, statistieke sê, dat in 'n land soos Swede, daar nou 123 mans in die land is vir elke 100 vrouens. Dit was nooit so in die verlede, in die geskiedenis nie. Maar nou gaan kyk hulle na hierdie vlugtelinge wat inkom. 9 uit die 10 van hulle is mans, en hulle is jong mans. Hulle is die tipe mense wat gereed is om oorlog te maak. Hulle is daardie ouderdomsgroep. Ou mense kom nie, ook nie kinders nie, ook nie vrouens nie. Dis jong mans wat nou Kamensdag vlugtelinge is uit Syrië en uit Irak. Nou het Swede al 123 mans teenoor 100 vrouens in daai land, vanweë die geweldige getal vlugtelinge wat hulle inneem in hulle land. En wat gaan daai mense doen? Soos wat daar nou 2 weke terug gebeur het in Duitsland en in Frankryk, waar daar nou reeds opstande is en die skietery en messtekery en 'n geweldige. En hierdie mense soek natuurlik ook almal vrouens. Hulle gaan nie sonder vrouens bly nie, en daar is reeds geweldige groot probleme wat hierdie dinge aanbetref. Maar dit weet ons. Hoekom gebeur dit? Waar kom hierdie vlugtelinge vandaan? Wat is hulle plan? Wat is hulle doel? Wat sien Europa? Dit is die ou westerse beskawing. Dit is waar mense gebly het wat glo in die woord en in die Bybel. Nie dat dit vandag meer so is nie, maar nogtans, groot deel van die erfenis wat jy in Europa het, is tog maar nog 'n gevolg van die Christendom, wat honderde jare, vir meer as 1000 jaar daar, die boottoon gevoer het. En dit is een van die groot teikens van die Satan om Europa om te dop, en elke brokkie getuienis dat Christus of die waarheid of die Bybel of God daar enige iets mee te doen het, dat dit weggeneem sal word. Dit is wat daar in daai land aan die gang is. En dit is hoekom die paar Christene wat daar nog oor is in daai land, vir hulle lê daar ontsettende swaar tye voor. By die miljoene het hierdie vlugtelinge ingekom. Hulle is godhaters, hulle is terroriste, hulle kom in die naam van Satan, hulle is gestuur deur Satan, en dit is wat hulle besig is om te doen. Nou vriende, hier in ons land word hierdie dinge goed gepraat, en ek sal my nie verbaas as binnekort hierdie mense ook in ons land sal inkom nie. Chinese en Taiwanese en al daardie soort van mense is baie welkom in ons land, en enige iemand in ander Afrika lande ook. En hulle hoef nie Christene te wees nie. Dit is wat in die wêreld gebeur. Want hierdie wêreld word voorberei vir een wêreldregering. Dit is een van die dinge wat ons op die nuusbulletins moet na luister en sien wat besig is om te gebeur hierdie laaste dae. Nou vriende, wil ek ook net vir julle dit sê. Weet jy, rondom die paus daar in Rome, in die afgelope week, het vir die eerste keer in die geskiedenis, het die hoof van die Russiese ortodokse kerk ook nou die paus gaan besoek in Rome, vir die eerste keer. Maar daar was ook moslimleiers wat in Rome was in die laaste maand. Die proses van gelykmaking van alle godsdienste in die wêreld geweldig ver gevorder, en dit is besig om hand op hand toe te neem by die dag. En ons weet wat is die paus se uitsprake in verband met hierdie vlugtelinge. Hy keer dit goed, en hy wil hê dit moet so gebeur, want dit gaan veroorsaak dat alle grense in hierdie wêreld moet uitgewis word, en dat daar net een regerder sal wees, en dit gaan waarskynlik iemand wees wat hy sal aanstel, en wat sy goedkeuring sal wegdra. Dit is die wêreld waarin ons nou leef, vriende. Moenie julle oë en julle ore hiervoor sluit nie. Wees liewers
angstig om meer hiervan uit te vind, om mense daarvan te gaan vertel, om te gaan lees in die Bybel en mense te waarsku vir dit wat besig is om te gebeur. Ons praat net nou verder.